Ons is nie deel van 'n algemene godssysteem nie, want daardeur word die baan geberg vir die anti-kris om sy boonse planne in die eindtyd in werking te stel. Ons is die liggaam, Yahshua is die hoof van die liggaam. My vraag is, terwyl jy na hierdie boodskap luister of kyk, waarvan is u deel? Net u sal weet. Die vervallendheid van die meeste kerke is nie 'n bevestiging van die godsdienstige afval nie, maar is ook 'n aanmoediging deur die bruid van Yahshua, juis in hierdie tyd, meer as ooit aktief te wees. Mense is soekend na die bo-natuurlike openbare waarheid. Kom ons spreek en leer die woord met sonder vrees, want die Bybel sê, vrees nie hom wat dis die Satan, wat die liggaam kan skade doen nie, maar vrees hom, Jahwe ons Elohim, dis God, wat siel, gees en liggaam in die hel kan werk eendag. Kompromie eerder as die waarheid. In die algemeen word aanvaar dat om 'n kompromie te bereik is beter as om kwaai vriende of oneenigheid te hê. Die woord leer ons, julle sal gehaat word ter wille van my naam. Hier is een van die redes dat die geestelike toestand van kerke vandag in 2025 is soos wat dit is. Daarom sal sekere kerke verkies om die standaard van die Bybel te verlaag ter wille van hulle gemeentelede en die finansiële inkomste. Die wêreld is besig om homself voor te berei vir 'n finale sage van hierdie lewe. Kyk net na die verskillende oorloë wat tans aan die gang is. Kyk na Israel en die Palestynë, Amerika en Iran, Rusland en Oekraïne. So kan ek aanhou. Kyk hoe skeer die are van self sommer net so oop. Seevlakke water neem toe, meer dan ooit. Mense het hartdraand geword. Dit is so. Praat jy met mense oor die bonatuurlike openbare woord, dan sê hy, wat goed is vir my oupa en my ouma is goed vir my. Regtig? Ry dan maar nog 'n bicycle, moenie dan 'n kar ry nie. Naaste liefde het verkoel. Mense soek eerder hulle eie eer. Dit gaan nie meer vandag oor wie ek is nie, maar dit gaan oor wat ek besit. Hier is alles die eindtyd profesie wat daagliks in ons midde 2025 vervul word. Die afval is in die kerke besig om plaas te vind vandag, soos vandag. Kerke wat juist 20 jaar gelede nog vol mense was, is verkoop en het borrelstore geword. Islamitiese moskees, die islam geloof koop die kerke op en maak van dit moskees. Daar waar mense God aanbid het, soos ons hom geken het, God aanbid het en die Here geloof het. Dis vandag moskees en borrelstore en apteke. En as jy dit wil weet, verbel my en vra my, ek gee jou die adresse waar dit is. Die godsdienstiges. Hy sê die godsdienst is uit ons skole verwyder, terwyl dit plek gemaak het vir Afrika Ancestor Spirit godsdienste. 'n Okkultiese godsdienst. Kyk om jou rond, ons leef tans in die tyd van die eindtyd en mense verkies om te lewe asof Jahwe of God nie bestaan nie. Mense lewe in sonde, hulle hoer en rumoer van een kant van die dorp na die ander kant toe. Meer dan ooit is dit ons plig van elke Jahvis om hierdie bonatuurlike geopenbaarde waarheid te verkondig, omdat meeste kerke die mandaat van Yahshua geen heel en al verongeluk het. Hulle glo nie meer dis beter, hulle glo eerder dis beter om stil te bly as om konfrontasie te skep. Die sinagogies is skyn heiliges, die fariseërs, die sadduseërs, die Sanhedrin en die skrifgeleerders het Yahshua gehaat, want hy het na hierdie godsdienstiges verwys as wit gepleisterde grafstene. Yahshua het 'n sweep gevleg en in die tempel ingegaan en die ouens uit die tempel uitgedryf, hulle tafels omgeskop. Jy praat van 'n liefdelike God, 'n Elohim? Nee, hy was kwaad. Hy was nie tevrede wat daar binnekant aangaan nie. Maar ons sê, nee, terwille van die vrede en die broederlike liefde. Ons lewe in die eindtyd en die Satan val die ouens vas aan die slaap. Yahshua het net vir die bonatuurlike waarheid gestaan, wat hom dan radikaal gemaak het. Die Bybel verklaar, soek ek nou die guns van mense of van Jahwe my Elohim? Wie se kan soek u? Die bonatuurlike waarskuwing. Die Bybel sê, word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Romeine 12, vers 1 tot 2 verklaar. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van Jahwe die Almagtige, dat julle vleeslike liggaam te stel as 'n lewende, luister hierso, as 'n lewende, heilige aan Jahwe Almagtig, dis God, welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst, dis waar ons begin. By wat? Om my liggaam te stel as 'n lewendige, heilige aan Jahwe Almagtig, 'n welgevalle offer. Dit is wat jy moet doen. Hy sê nie moet 'n social club begin nie. Ek het al voorheen gesê, om Tiny en Tannie Nela, voorheen van die AGS kerk, gaan na Doxa toe, een sondagoggend,
Hy sê, daai tyd was ek 'n dokter, hy het my altyd genoem dokkie. Hy sê, dokkie, jy sal nie glo nie, toe ons instap by die gemeente, toe ontvang hulle ons by die deur, groot gemeente, daar in Pretoria, hoor. Toe sê die deurwagter, welcome to the show. Hy sê, dokkie, what a show. Hy sê, die ander het gedans met vla, die ander het sulke wye rokkies gehad, en hy sê, jy wil dit nie weet nie. Hy sê, what a show. Hy sê, toe ek uitstap, toe vra die persoon by die deur, how do you feel? Toe sê hom Tiny vir hom, empty. Gekom met 'n verwagting, wat het niks gebeur nie. En dis waaroor dit gaan vandag in godsdienst. Die mense moet goed voel. Romeine 12 vers 2, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sielsdimensie, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van Jahwe Almagtig is. Meeste kerke het geleer om wêreldwaardes te aanvaar, eerder as om die geopenbaarde woord as hulle geestelike standaard te gebruik. Die evangelie van Yeshua word afgewater tot ligsinnige gesprekkies, wat geen heiligmakende standaard besit nie. Yeshua het nie sy gemeente geroep om iewers in die wêreld in te pas nie. Nee, hy sy gemeente geroep om in die wêreld uit te staan en 'n geestelike verskil in die lewens van sondaars te maak. Die apostels is almal doodgemaak. Hulle het almal op wreedaardige wyse gesterf, omdat hulle geweier het om afgode vleis te eet. Vleis te eet wat aan afgode geoffer was, en om die standaard van die wêreld aangelyk te word. Die Bybel sê, word nie aan die wêreld gelykvormig nie.